Dag sê, ons is bevoorreg vanoggend om saam met Leon Viljoen op my regterkant en sy seun Gabriel op hulle plaas te vlei boerdery en dit is hier in die Heks rivier geleë en ons het ook Neeligo, my kollega by Impact, die groot doel van hierdie gesprek was 'n bietjie meer te leer oor die Viljoen geskiedenis en die boerdery en wat dryf julle en 'n bietjie oor die familie. Ons gaan ook oor hy kat R2. Ons gaan definitief oor hom praat. En miskien Gabriel kan ons afskop, you the historian in the family, 'n bietjie oor die Viljoen geskiedenis en hoe het julle uiteindelik op die vlei boerdery gekom as die Viljoen familie? Okay, ons kom al 'n lang pad. Die Viljoens is 1671 het die Viljoens Suid-Afrika aangekom. En aanvanklik Stellenbosch. En toe het ons geskryf onderkant Brandvleidam was Viljoens gewees. En daarna McGregor. En toe het ons eerste voorgeslag in die Vallei kom vestig. Dit is voor 1897. Hercules Viljoen. En sy seun Gawie Viljoen het 1897 uit die vlei gekoop. So pa's vierde geslag is hy op die plaas. Ek en Reineke is vyfde geslag. En aanvanklik was dit wyndrywe gewees. Jy moes uit die vallei uitkom, moeilik om die rivier te gaan, so dit was klipprige rivier en jy moes die kleinste vrag wat die duurste waarde gehad het, moes jy. En dit was brandewyn. Dit is kom almal brandewyn gestook het. So hulle het met wyndrywe begin, die beste takke uitgekies en dis gestuur later vir plaaslike mark toe die treinspore bykom. Of daar nou vervoer boontoe is Johannesburg na die markte toe. En 1914, 1928 het by Lincoln Alfonso ingekom. So toe begin hulle met uitvoervariteite. En met die tyd het die bedryf verander van wyndrywe af na tafeldrywe toe. En na die oorlog was daar baie groot vraag vir varsprodukte in Engeland, na die Tweede Wêreldoorlog. En oupa het toe die hele bedryf verander. Daar was pere en allerlei ander vrugte op die plaas gewees. En het alles verander na tafeldrywe toe. En pa was toe die een wat innoverend was om te sê, maar ons moet die seisoen rek, ons kan nie net in een area wees nie. En toe het hy ander areas bygekoop, om te sê ons moet vroeër gaan, seisoen langer maak. So hy en Anton, sy broer eers in Pakketberg, en toe in Trawal, om nog vroeër te wees. En toe nou, mees onlangs, 2012 was dit in Vioosdorp area gewees. So ons is amper van die begin van die seisoen tot aan die einde, ons eindig in die Heks, dis die laaste deel van die seisoen. Iets van jou kant af, Neil? Ja, ek dink dit Gabriel weer aan te sluit uit 'n bemarkingskant oorseese kliënte. Dit is natuurlik baie belangrik vir jou oorseese kliënte, programme, bedinging van programme om vir hulle natuurlik 'n mandjie aan te bied wat die regte kwaliteit, die regte produk is, maar ook oor 'n langer periode. Absoluut. En ook vir ons aan die ander kant dat jy klimaatsomstandighede wat verskil van die areas. So dis beter om oor verskeie areas te wees. En waar jy 1 jaar 'n probleem mag hê in een area, jy ander areas wat vir jou beskerming kan gee of kan help in daai om 'n beter produk te hê, om produkte hê in daai vensters. So definitief al twee kante, bemarkingskant, maar ook beskerming aan 'n boerderykant om in verskillende areas te wees. Ja. Leon, julle kom uit 'n baie moeilike seisoen en ek weet daar's baie uitdagings maar wat ons leer hier uit, die boere gee nie op nie. Julle is wat noem in Afrikaans, julle is resilient. Vasbyters. Jy vasbyters. How do you survive met al hierdie goed, want ons mos baie balle in die lug wat jy nie eintlik kan beheer, maar jy kan net in jou eie wêreld aanpassings maak. How do you survive? Ek dink in die ou dae was dit net baie makliker want jy het konstantes gehad, jy het 'n konstante brandstofprys gehad, jy het konstante chemiepryse gehad. Die moderne tyd is 'n bietjie anders en veral nou wat aangaan in die wêreld, is ons maar almal onseker oor die brandstofprys. Die brandstofprys gaan alles beïnvloed. Maar as ek net gou weer teruggaan na die vroeër areas, weet 'n mens dink altyd 'n vroeër area. Ons sien dit is die grootste probleem is om te ry en daar te kom, maar dan het hy weer ander voordele. Jy weet dit reën baie minder daar. Dit verleng jou hele seisoen, so daar's 'n groot bate daarin teenoor later areas soos ons in die Bovallei waar jy baie meer moet spuit, weet nie chemikalie soveel maar swammiddels moet spuit om die vrugte nie goed gesond te hou. Dan is dit ook weer 'n koste. En dis goed wat jy moeilik kan beheer.
dis makliker om in 'n area te boer waar dit glad nie reën nie, teenoor 'n area waar dit soos in die vallei of in die Parel. So reën is vir ons is een van ons grootste uitdagings en saam daarmee sal Reyneke seker later gesels oor al die proewe en die goed wat nou gedoen word met die sakkies wat ons opsit en die plasties wat hulle mee besig is om proewe te doen. Maar al hierdie is enorme uitdagings in die tyd waarin ons is, maar as gevolg van die koste van, want plasties gaan ook duurder, weet alles gaan duurder raak. En so ons gaan baie mooi somme maak om die lewensvatbaarheid te kyk, veral van party variëteite wat, weet, soos ons nou sê, weet, nie in aanvraag is nie. Ons sal van hulle maar moet vinniger ontslaa raak, weet, tot voordeel van die hele bedryf, want daar is maar variëteite wat nou nie meer so goed is as jy het vergelyk met die moderne, goeie variëteite nie. So, dit is maar van ons uitdagings. Daar's baie taalbedrywe wêreldwyd word basies taalbedrywe 12 van die jaar geproduseer. Peru, 'n groot nuwe rolspeler wat Leon se reg is 20 jaar gelede baie nie daar was nie. Vandag speel Peru nie net op druiwe nie, maar kersies, bloubessies, baie ander produkte. Maar vir Suid-Afrika, hoe sien die toekoms vir Suid-Afrikaanse druiwe gegee sterk kompetisie Peru, Chili, Indië? Ek dink al wat ons kan is om te probeer om 'n beter produk daar te plaas. So ons moet hard werk om ons kwaliteit reg te hê om te kan kompeteer. En die groot uitdaging wat ons het vir al die jaar is logistieke ketting. So is moeilik om te kompeteer met 'n land soos Peru wat 'n produk vinnig daar kan plaas en vir ons vat sy maar 2 of 3 weke langer om dit daar te kry. So ons sal definitief moet klem lê oor hoe kry ons die logistieke ketting vinniger om ons produk vinniger en varser in die buiteland te kry. Maar ja, groot risiko vir ons langtermyn. Al wat ons kan doen op die stadium is om die regte variëteite te plant en die regte kwaliteit te hê. Ja, daar is baie keer die vergelyking tussen die megaboere teenoor die kleiner boere, koring, mielies, weet enige grane. So tussen koring en daai gewasse, is 'n megaboer is baie maklik want dit is alles meganies. By ons hoe groter jy gaan, hoe meer arbeid jy het. Hoe meer arbeid jy het, hoe meer ek wil nie sê probleme nie, maar hoe meer uitdagings is daar. Want jy moet op die ou end moet jy die kwaliteit, en dis wat hy nou probeer sê, die kwaliteit is maar, ons sê oor alles, ons moet die kwaliteit daar hê. En dit is waar ek glo Peru hulle raak enorm groot en hulle is eintlik baie goed met wat hulle doen. Maar die regering is ook baie meer behulpsaam, want daar word kanale gebou, die paaie word reggemaak, die hawens is reggemaak, daar's baie ondersteuning en dit is maatskappye wat aandeelhouers het wat inkoop. So dis 'n totale ander boerdery as wat ons het, waar jy 30, 40 hektaar plase het en dan ook groter plase. Maar ek glo dat die kleiner plase hulle is meer Engels hands-on, hulle is meer op hoogte van goed. En hulle kan vir jou die kwaliteit gee en dit is waaroor dit op die ouen gaan. Almal soek die regte variëteit en die regte kwaliteit. So daai twee regte dan sal daar 'n mark wees. Dit is maar so. Gabriel, ek sien jy sleep jou pa oral Madrid toe, Berlyn. En wat is jou objective of jou doel daarmee vir al die afgelope paar jaar en wat wil jy bereik het? Oor die jare het pa baie in die buiteland gereis, afgelope 20 jaar, veral met nuwe variëteite. En 'n groot groep mense leer ken. En die dryf is om saam te beweeg en ook daai mense te leer ken, om kontinuïteit te hê. Reyneke ken baie van hulle, maar ook om vir my die geleentheid te gee om koneksies op te bou en voort te gaan met daai koneksies. Maar saam met dit is om daar te wees en te hoor wat gaan aan in die mark. Om op hoogte te wees van wat is nuwe verwikkelinge, wie is die rolspelers en hoe gaan dit ons impak in die toekoms sodat ons nou al kan begin om aanpassings te maak. Miskien variëteite vervang, iets wat nou gesog is, maar wat jy klaar kan sien, iets is sê maar besig om nie meer gesog te wees nie. Maar iets wat eintlik by aansluit is, as ek nou kyk, ons het na Arnaldo toe gegaan, ek en Anton en ons het bande gebou. En nou is dit so, as ons in Madrid kom, dan is Arnaldo se Danny en Ilonka is daar, maar dis amper soos familie. Jy weet, Gabriel ken hulle nou al, ons is lekker bevriend met hulle. So die familie
konteks waar jy baie meer in 'n familiebesigheid werk, is baie gesog by die buiteland en almal praat van familiebesighede. So as jy dit kan uitbou deur verhoudings te hê. As ek net dink aan Eddie, Eddie se kinders, Stein is nou al 5 maande wat hy hier gaan wees, wat hy by ons in die kantoor is. So dis weer verhoudings en Floor is aan die ander kant, so hulle is op pad hiernatoe, so die volgende koneksies is gemaak in die volgende geslagte. En ek dink dit was baie belangrik om dit reg te kry en in plek te kry. So ja, maar elke jaar ontmoet ons maar net weer nuwe mense en nie beter mense nie, maar lekker mense om saam te kuier. So dit bly 'n uitdaging. Ek dink die vrugtebedryf is besonders dat dis kontinuïteit oor geslagte heen. Dis min dat jy sien dat iemand kom in en dit is een geslag besigheid. Dis dalk die uitsondering. Meeste van die besighede is die tweede, derde, vierde geslag. En dit maak dit besonders in die vrugtebedryf. Ja, ek dink nie net jy weet in Europa, maar ek dink baie spesifiek ook in die oosterse lande. Absoluut. Jy weet hulle soek 'n storie en hulle Ja. wat jy daarmee saam verkoop. Dis reg. Behalwe natuurlik die kwaliteit wat ononderhandelbaar is, maar dit is baie belangrik. Wel as jy vat net Engeland gaan oor volhoubaarheid. Baie van hulle wil weet hoe gaan die volhoubaarheid wees vir die volgende paar jaar. En as jy die familiekonteks het, dan kan jy bewys amper ek het die vorige geslagte het ons dit gemaak werk tot nou toe en ons kan aangaan daarmee. So dit verkoop alself die hele konsep van volhoubaarheid. Ja. Leon, vertel ons van Exe, die ontstaan van Exe, en die storie van Exe, eintlik 'n ongelooflike storie. Ja, ek dink dit is toe Keispan nou begin onbondel en weet die ouens privaat kon uitvoer. Ek dink Ad Hoekstra was die voorbok, hy en Pietie Redlinghuis. Hulle was die ouens wat baie opgedruk het om weer privaat self te kan uitvoer. Hoekstra het ek verstaan want hy het al baie vriende gehad in Holland en hy het eintlik baie goed gedoen. So ons het ook baie by Hoekstra geleer, jy weet, hy het altyd vir my gesê, jy moet 'n klein besigheid hê, jy moet elke tros ken, jy moet elke werker op die plaas moet jy ken en jy moet naby aan hulle lewe, maar jy moet kwaliteit gee. En dit het gemaak dat hy vir jare nog pitlose drywe baie goeie pryse gekry het. So ja, Gepitte drywe, ja. Het hy nog baie goeie pryse gekry. So mense wat jy ontmoet en ken langs die pad. Ek meen, dit is maar waaroor dit gaan. Jy moet en inligting wat jy by hulle kry, weet jy moet die bestes uitsoek. En as jy teruggaan daar was maar baie groeipyne. Poen, hulle was baie meer betrokke in die eerste jaar. So dit was nie maklik om Exe op die been te bring nie, maar dit was nog altyd suksesvol. Dit het nog altyd gewerk en daar is maar altyd uitdagings. Maar soos in enige maatskappy, jy werk vandag nog met die ou, hy verkoop taalbedrywe, môre verkoop hy gevriesde hoenders. Ek weet nou, maar jy maar weer begin bande bou, so dit is maar soos dit werk. Ja, dit is so. Maar Neil het vroeër genoem van die verskillende streke om langer venster te hê. En dit was ook een van die redes destyds gewees, om 'n groep produsente saam te hê. Ja. Op jou eie kan jy nie behoorlike supermark of verskeie supermarkte diens nie. So dis om 'n groep saam te hê wat saam daai supermarkte kan diens of daai programme te kan diens. So vertroue, verhoudings en jy kry skaal. Absoluut, ja. Absoluut. Die voordeel ook wat jy het is dat omdat jy in verskillende streke is, kan jy 'n supermarkprogram uit 'n streek uit wat nou nie reën gekry het nie. So jy het meer beheer oor die kwaliteit wat jy aan 'n supermark verskaf. Want ons moet die programme moet jy behou teen alle koste, want dit is Engeland bly vir ons 'n baie goeie mark, was nog altyd en sal altyd wees. So ja, die bemarking bly maar 'n uitdaging. Maar dis om die regte produk daar neer te sit, dit is waaroor dit gaan. Leon, 3 goed om goed te boer, as jy raad vir jou kinders moet gee, wat? Ja, ek dink jy moet maar 'n liefde hê vir die grond en vir die mense en weet alles wat met boerdery gepaard gaan. Dis 'n baie intensiewe boerdery. So jy moet ook maar oplees. Dit help jy dink jy was nou op universiteit en jy weet nou alles hierdie goed vir elke dag verander. Ons grootste uitdaging is nou om soos hulle sê regenerative farming. Dis nou waar jy boer met meer organiese materiaal en minder chemie.
of eintlik geen chemie nie. So real IPM en die mense is nou almal wat nou in die prentjie kom. So jy hou nooit op met ondersoek en na oplees en gaan vergaderings bywoon en probeer inligting kry. Want dit moet in jou wees. As jy nie daai liefde het nie, dan is dit nie eintlik daai goed nie vir jou baie lekker, jy weet, om na 'n vergadering te gaan is sowieso nie lekker nie, maar as dit interessant is, weet, dan verander hele stuk. So dit is jy moet maar daai liefde hê en ek dink Reineke hulle en Johan hulle weet, dit is in hulle het groot geword op die plaas. So daai liefde is gekweek in hulle in. Gabriel ook. So Gabriel is nou meer finansies, maar weet, as ek kyk wat hy geleer het in die laaste klomp jare van tafelbedryf, weet amper meer as ek. ek kan aansluit. Ek dink een van die goed is mens moet nuuskierig bly. En pa was nog altyd nuuskierig. Jy moet nuuskierig wil weet, wil verbeter, wil weet hoe die stok werk en funksioneer en hoe jy hom kan verbeter. Dit is baie belangrik. Maar jy moet ook die rigting kan voel waarna die wêreld gaan. Kyk, die wêreld gaan weg van gif af. As jy nou besluit, maar ek gaan niks doen nie. Jy moet nou al begin weet met real IP of wie ook jy al gebruik om weet begin met proewe en goed. Ons het al 5 jaar terug begin. So ons is hulle eind in die pad af, so ons raak al vertroud met dit. Maar as jy môre as 'n gif môre weet van die mark afgehaal word en ewe skielik moet jy nou die goed begin doen as dit vir jou wildvreemd. So jy moet vooruit beplan. Jy moet weet waarna toe gaan die hele bedryf en jy moet daarmee saamlewe. Ander uitdaging is die hawens en die goed. Ja, ons kan daar dalk iets aan doen, maar dis nie in jou beheer nie. Ons is in beheer hier wat op die plaas gebeur. Dis maar waar ons kan verander of beter doen. Voor Gabriel weggaan, jy het 'n besonderse hobby. Miskien Gabriel kan jy 'n bietjie uitbrei hoe jy die man besig op 'n naweke. My oupa was 'n goeie boer geweest, of sy pa, maar sy broer het 'n baie groot liefde gehad vir motors. En pa het groot geword met 'n klomp sportmotors hier rondom die plaas. Robert was tamelik lief vir resies jag en sy seun sal vertel hoe hulle die grill sou toeplak met masking-tape van sy nuwe Mercedes dan gaan jag hulle op Killarney resies. En toe ons op skool was, het hy gesê hy sal graag 'n projek wil doen. Die aanvanklike idee was afstandkap, chrome, 'n Cadillac soos sy oom gehad het. En sy ma is Skots en op die ouend besluit hy toe op 'n Engelse motor, Rolls-Royce. Ek dink as gevolg van haar wat Skots is moontlik. Ek dink sy was dalk 'n invloed. En ons het uitmekaar uit begin haal. Die idee was 'n projek vir ons drie om saam te doen, iets om ons saam te bind. En toe by die Gogga het klub events begin bywoon en al die ouer mense soek 'n huis vir hulle motor. Jy het hom vir 10 of 20 jaar gehad en dan soek jy iemand wat gaan kyk daarna. En so het nog een bygekry en nog een bygekry en nou ja, op naweke probeer ons uitmekaar uithaal en regmaak en weer mekaar sit en probeer hulle verbeter. Nie verbeter nie, in goeie kondisie kry, goeie rykondisie kry. Ag, awesome. Gabriel, dankie vir jou tyd. Ons gaan nou jou ander broer inroep hierso, maar baie dankie vir jou tyd en vir jou liefde. Net voor jy gaan, net vinnig, miskien kan heel 'n bietjie chat oor die geskiedenis met Impact en die verhoudings wat verwag jy van 'n verpakkingsmaatskappy soos Impact vorentoe? Kyk, dis ook 'n lang verbintenis wat het. En goeie tye wat ons gehad het. Maar druk is maar oral. Weet almal kom met ander produkte wat kon sies beter is of so. Maar ek meen ons verhouding is al soveel jare aan die gang en ons kom altyd, daar's altyd 'n goue middeweg. Ons kom altyd op die ou end by mekaar uit en ons weer waardeer wat julle vir ons doen. So navorsing bly maar vir ons belangrik. Nuwe kartonne, weet maar die hele wêreld is besig om dit te soek so. Weet jy, die inligting is oral half beskikbaar, maar jy wil tog op jou eie ook navorsing doen en hier kan sien die goed werk. Maar tot nou toe mag ons regtig nie kla nie, want in die ou dae het kartonne maklik ingetuimel en daar was maar altyd want die een probeer goedkoper wees as die ander een, maar dan kom hulle met 'n bietjie laer vereiste of laer spek in en dan vaar die goed nog nie so goed nie. So, maar ek dink ekstra so goed, ons produk staan regtig sterk. Die karton wat julle aan ons verskaf. So ons is baie gemaklik daarmee. Maar die hele wêreld is onder druk. So 100%. Ons gaan almal maar onder druk wees as dit kom by pryse nie goed. Yeah, awesome. Dankie. We are at Tuflay Boerdery and we are now joined by Reineke Viljoen, who looks after the production on Tuflay, all the farms actually. Yes. Reineke, baie welkom. Neil was ook ken die produksie en die varieties heel wat beter as wat ek, so hy het 'n paar vrae vir jou.
En soos ek sê, just to understand, not staatsgeheime, a bit more about the Viljoen family, where you're going, your challenges, and people also want to know what drives you. You know, how do you, the family business, I know it's 4th generation, how do you keep your dad busy? I know he keeps you on your toes. So Neil, over to you. Ja, nee, Reineke, baie dankie. Dankie dat jy ook vir ons tyd maak vanoggend. Yes. Ja, vertel ons 'n bietjie meer oor julle boerdery. Van jy op die plaas gekom het, ons het net lekker oor die verskillende generasies gepraat. Julle boer van die Oranje rivier in die Noord-Kaap tot in die Vallei, Trawal, die voordele, die nadele daarvan, belangrikheid van produksies ensovoorts. Neil, dankie. Ek dink om af te skop, ek dink jy's maar 'n gebore boer en van kleins af, jy het maar op 'n plaas groot geraak en jy was amper soos 'n skaaphond, maar saam met jou pa op die bak die hele dag. En ons is baie gelukkig dat ek so passie het vir landbou en Gabriel 'n passie het vir finansies en ons kan so goed met mekaar aansluit. So dat dit maar begin by op die plaas groot geraak en absoluut jou pa najaag en sy voetspore najaag en Stellenbosch en studeer en college en toe het ek saam pa begin toer en toe het ek my eerste keer in Californië uitgekom en toe was Bloomfresh nog International Fruit Genetics en ons het saam kultivars gekyk en toe was ek 'n internskap en toe die gogga heeltemal begin byt om te sien hoe groot die Amerikaners is met teeling en nuwe kultivars en wat als gebeur en ek dink dit het nog ons regtig ou se oogklappe afgehaal rondom hoe jy moet dink oor landbou, hoe jy moet dink oor strategie rondom marktoegang en ook verskillende areas en ons kan later dalk praat oor veehoudsters, maar ek dink deur te toer in die woestyner droër areas het dit ou besef dat jy moet in die warm droë plekke uitkom. So lekker in Amerika gewerk, teruggekom vir die somer, daarna het ek en Poen se seun saam gaan werk in Egipte vir die afseisoen, teruggekom vir die somer, weer daarna weer Egipte. En Egipte is interessant in die sin van, het was groot maatskappye, Maghrabi was pakstore met 1000+ mense en hier kom ons in 'n gewone klein 50 of 60 persoon pakstore, dit is absoluut oorweldigend. En ek dink toe dit alles begin aanspreek so rondom jy moet groei, jy moet ontwikkel, ons moet ons markte oppas, ons moet langer vir ons kliënte waarmee ons 'n verhouding het, dieselfde kwaliteit vrugte kan gee. Ek dink dis maar waar die hele ding afgeskop en begin het. En ja, nou is dit ek is 100% full on ons. Ek is verantwoordelik vir die produksies in die verskillende areas. In samewerking met die nuwe IP maatskappye het ons toetspersele vir hulle in verskillende areas. Ou raak baie opgewonde as jy toer en vlieg en jy sien iets nuuts tot jy maar self plant en self groei, self in 'n Monipacks bok pak en uitvoer en die produk die hele ketting sit. Ek dink dan eers kan ou regtig 'n besluit neem oor wat volgende wat se areas. En dit verskil baie van area tot area. Sekere areas presteer kultivars baie goed en in sekere areas aard net glad hier, dis of te warm of te nat of te koud. Ja. Ek sê en spesifiek julle self ook nuwe variëteite is baie belangrik vir julle. Ja, ek dink ou met die koper heeltyd stimuleer. Ek dink die moderne huisvrou soek heeltyd iets nuuts. Ek sommer net in kort dink ek gaan dit maar seker terug na die punt van waste toe. Deesdae is almal onder druk met finansies. So jy wil regtig waar 'n pannet vrugte koop en vir al die kinders moet dit heeltemal gebruik en opeet. Ek dink 'n ou met die waste persentasie beperk deur wat jy plant en groei. En ons kan sien dat van die nuwe genetika het beter eetvermoë, dit het beter stoorvermoë en veral die kinders is altyd 'n baie goeie proefkonyne of barometer om. Jy kan maar 'n tros of 2 drywe in die yskas neersit as hy 10 Dinsdagmiddag weg is, dan kan jy maar weet. Maar as hy 'n week daar lê, dan die verbruiker moet dit optel. So ja, Neil konstant besig om te evalueer. Verjaar sal nou my 20ste seisoen wees wat ons Amerika toe gaan om te evalueer. Ons het uit ons manier van toer en reis baie koneksies, baie vriende. Dit is eintlik 'n tweede huis as jy op kuier daar. Maar ons moet maar konstant die nuwe goed soek, invoer, deur kwarantynefasiliteit by Bosman kry en so vinnig as moontlik toets op die plase. So jy het op die plaas gekom
Julle nog met gepitte variëteite, Alfons, dan Banana, Dauphine, Balinka. Wat op daai stadium 'n plek gehad het. Ja, hulle- ek kan die Berlinkas en die Dolphins en die Alfons onthou, maar hier, ek dink in 20 jaar is dis als uit. ja, Al wat nog regtig waar, ek wil sê uit die ouer tyd uitkom is maar Crimson. Interessant met Crimson is besig om 'n nuwe rigting in te slaan met nuwe gene. Nie gene nie, ek dink as klone geïdentifiseer. Van die klone is 'n bietjie vroeër, van die klone kleur beter. En Crimson bly nog steeds vir ons 'n baie belangrike rooi kultivar. Hanteer reën redelik goed, stoor baie goed en die eindverbruiker ken dit. So bly 'n baie gewilde rooi produk. Reineke, ek was 2 jaar terug hier gewees en ek het gestop langs die Autumn Crisp blokkie so. Ons het nogal foto's geneem. Yes. 'n Dag later het jy 'n hele blok verloor. Dit was Ja. hoe tel jy jouself op na sulke houe, as ek dit kan sê? Sjoe, dis 'n goeie vraag. Nee, jy moet maar vasbyt, Andrew, en ek dink dit is 'n groot rede. Dit is gelukkig nie die eerste keer ons dit beleef of gesien het nie, maar ek dink dit was ons groot dryfrede na verskillende areas, verskillende klimaatstreke toe. Die teleurstelling is maar groot. Dit is wonderlik om 'n paar dan te hê wat ons bietjie moed inpraat en van sê man, ek het dit al beleef. Ek is al deur, julle moet sterk staan en vasbyt. Maar nee, ek dink dis sleg om te ervaar, maar dit laat jou kreatief raak rondom hoe kan jy so ver kom en verloor, wat moet jy anders doen? En dan begin jy reis Spanje, Italië, die plekke en gaan soek plastiek, gaan soek nuwe tegnologie. Hoe kan ek my oes beskerm? En dis wat jy nou gedoen het op daai blok. Korrek. Ja. Ons is al so 4 jaar 4 seisoene besig met verskillende soorte plastiek. Aanvanklik uit Indië uit vir ons raffia bestel en daarna oorweeg na ordentlike greenhouse plastiek en verskillende ligdeurlating en ventilasie. So ek dink nie ou moet op plat lê nie, ek dink die moeilike tye moet jy maar 'n bietjie anders laat dink. En ja, ek dink ons vorder goed met oesbeskerming. Of dit nou 'n breinpapier sakkie is en of dit nou plastiek is. Ek dink ons is goed besig om vir ons sekuriteit in ons stelsel in te bou. Okay. Veral in die later streke, jy weet die vroeë streke waar ons minder reën het, is dit nie so groot behoefte nie. Dis meer daar's wind, is meer nette is meer die ding. Maar hier in die vallei, die Bo-vallei veral, is belangrik om toe te maak, weet, om reën weg te hou van die drywe af. Dis baie belangrik. Maar dit raak ook al duurder, weet, soos die oliepryse opgaan, gaan al die plassies op, alles gaan op. Reineke, jou grootste les wat jy geleer het? Sjoe, dit is 'n interessante vraag. Nee, Andrew wees nederig. Daar is beter jare en daar is moeiliker jare. Ek dink ou moet nederig bly en wat dit vir ons makliker maak is jy in die kantoor kom en jy sien die geskiedenis teen die muur en Gabriel het vir ons baie mooi uitgebeeld. Dan is die pressure nogals aan om hierdie stokke te laat val. So ek dink wees nederig en werk hard. Jou pa praat van passie vir die boerdery Yes. en ek net vir jou sê van ons kant af, julle is leiers hierso, ons is altyd geïnspireerd om hier te kom, how you handle the stuff. We leave here like really inspired. So it's a big privilege for us to be involved with you guys. We don't take it for granted. And keep doing what you're doing. You set a huge example to a lot of people out there, the way you do stuff. Particularly your dad. I mean, when you go to Madrid, you see all those people. It's actually like Jan and Bayer. Ja, kloek. So it's awesome. Thanks for the opportunity. Ja, as wel ons waardeer dit baie en good luck vir die seisoen. Baie dankie. Ja. Dankie Andrew. Baie dankie. Dankie. Was goed. Goed.